Goeiemôre gemeente. Hartlik welkom vanoggend in die erediens. Ons is so bly om julle almal te sien. Mag vanoggend 'n fantastiese ervaring vir elkeen van die wees. 'n Tyd om tot verhaal te kom, 'n tyd om asem te haal, 'n tyd om op pad na die kruis te besef dat Jesus ons kom ontmoet. Een en elkeen van ons, en dat hy saam met ons stap. Nie net tot by die kruis nie, maar dat hy ook as oorwinnaar, ander kant die pad van die kruis, die oorwinningspad met ons stap. Dat sy oorwinning ons oorwinning raak, deur sy genade. Gemeente, ons het net 'n paar afkondigings, as jy nie die hartklop gekry het nie, wil ek net 'n paar hoogtepunte uitlig. Die belangrikste, ons het daar's nie meditatiewe diens vanoggend nie, en dan eerskomende week hierdie jaar het ons feesjaar komitee. Nou, indien u graag wil deel vorm van hierdie komitee, ons wil ietsie hierdie jaar spesiaals maak rondom die 25 jaar bestaan van Onrus Gemeente, en ons het 'n paar feesjaar geleenthede wat ons hierdie jaar wil hou, en indien u graag wil deel vorm van hierdie komitee as events, iets is wat u opgewonde maak, wil ons vra dat u kom aansluit by ons, by die komitee, u gedagtes met ons deel, u gawes na die tafel toe bring. En daai eerste, ek dink dis die eerste vergadering vir die jaar, is 10 uur die 24ste hierso by die kerk. Woensdag is daar weer meditatiewe diens, 5:30 by die erediens, by die kapel, en dan eerskomende Vrydag weer die koffyntjie teetuin. Gemeente, ons wil ook net vir julle herinner aan die bazaar wat om die draai is, en daar sal heel moontlik iemand by die huis opdaag. Ons noem hulle kolletante. Dit vorm 'n deel van die fondsinsameling. Ons het tot op hede R20,000 ontvang vir die voorafgaande fondsinsameling, waaroor ons baie opgewonde en baie dankbaar is. Jy sien dit hier aan die agterkant van die hartklop. Die mikpunt teen 21 Maart is R150,000. So ons het nog so 'n maand oor. Een dag minder as 'n maand, as ek dit nou reg het, om daardie punt te bereik. Al die kolletante, ons hoop julle weet wie julle is. As julle nog nie julle vorms het nie, wil ons net vra dat julle asseblief na die tyd hier by Mariet kom afhaal, sodat ons net vir julle kan sê, ook as julle miskien vergeet het waar julle moet kolleteer, dat ons net vir julle kan wys. So as daar iemand by jou deur aanklop, moenie 'n hartaanval kry nie. Veral as dit 'n mooi glimlag gesig is, weer dit vorm aan die deel van ons bazaar 2026. Gemeente, ek steek vanoggend vir ons die Christuskers aan, en ek nooi uit om saam met my te kyk na wat U hier voorsien. Die karakter wat ons vanoggend ontmoet is Pontius Pilatus. U sal onthou wat hy gedoen het, wat hy gesê het, sy interne struwelinge wat hy gehad het daardie dag toe hy 'n ontmoeting met Jesus gehad het. En soos wat ons verlede week gevra het, maar is daar nie dalk 'n stukkie Judas Iskariot in my nie? Wil ek saam met u vandag die vraag vra, maar wat van Pilatus? Is daar nie dalk 'n stukkie Pilatus in my nie? Ek groet u vanoggend met die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troos, die nabyheid van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons het nou 'n tyd vir lofsang en aanbidding, en altyd wat ek vir die 10 triks tieners sê in die aande is, wanneer ons 'n boodskap lewer, is dit mens tot mens, maar wanneer dit lofprys of aanbidding is, dan is dit aanbidding. 'n geleentheid vir ons om
met die Here te praat, om te getuig dit wat ons sing, maar ook ons harte oop te maak, om in te laat, om broos te raak voor die Here en te sê, okay, maar dit is wat aangaan in my lewe. Ons het 3 liedere wat ons gaan sing, die eerste 2 staan ons en dan vat ons sitplekke vir die derde een. Kom ons sing saam. Kom ons staan.
Gemeente, ons het geleentheid om die Here te dien met ons dankoffers en terwyl ons dit doen, vra ek dat die rooi treinmaatjies na vore kom. Môre maatjies. Môre maatjies. Ek het gou vir julle 'n vraagie. Wie van julle weet wat die woordjie waarheid beteken? Truth in English. Ja, sorry. Dit beteken jy vertel wat regtig gebeur het. Jy vertel wat regtig gebeur het. Wil nog 'n maatjie sê ietsie anderste wat hy of sy dink wat waarheid beteken? Om moet mooi met vir mekaar wees. Ons moet mooi vir mekaar wees. OK. Nog enigiemand? Is dit maar wat dit beteken? OK. Nou het ek nog 'n vraagie vir julle. As ek hierdie ophou en jy kyk in dit. Is dit? So, jy sien nie as jy daarin kyk 'n klein olifantjie nie. Of miskien 'n parrytjie. En 'n aapie? Nee. Wat sien jy? Jy sien jouself. En dit is wat ons noem die waarheid. So as ek nou miskien sou sê, nee, maar jy sien 'n parrytjie daarin raak, dan sal ek mos nou nie die waarheid praat nie. Dan jok ek. Dan sê ek iets wat nie goed is nie. Miskien iets wat nie liewe Jesus se hartjie sal opgewonde maak nie. Nou ek wil vir jou vertel van 'n oom wat se naam Pontius Pilatus is. Wie van julle kan sê Pontius Pilatus? Sê vir my? Ja, baie mooi. En Pontius Pilatus, hy was soos die skoolhoof in die tyd van liewe Jesus, toe liewe Jesus op aarde was. Hy was 'n oom wat moes kyk dat alles reg gebeur daar waar Jesus gebly het. En hy moes weer antwoord gee vir 'n baas, die keiser in daardie tyd. Nou, Pontius Pilatus het toe nie die waarheid gekies nie. Ons lees dat liewe Jesus voor hom gestaan het en toe kies hy om nie te kies wat reg is nie, wat die waarheid is nie. En die waarheid is dit wat liewe Jesus vir hom vertel het. Liewe Jesus sê ook self, hy is self die waarheid. So alles wat liewe Jesus sê, is reg. Maar toe liewe Jesus vir hom ietsie vertel wat die waarheid is, toe kies Pontius Pilatus eerder om al die ander mense tevrede te stel, deur dit te doen wat nie reg is nie. En baie kere gebeur dit by ons ook so by die skool. Jy weet wat baie keer reg is of die waarheid is, maar jy kies om nie daarvolgens op te tree nie, want jy wil eerder snaaks wees, of jy wil hê dat jou maatjies van jou moet hou. En daarom doen jy dit wat verkeerd is, miskien 'n bietjie stout. En vandag se storie, wat ons met die groot mense praat in die kerk, gaan daaroor dat ons altyd die waarheid moet kies. Dat ons altyd moet opstaan vir dit wat reg is in God se oë. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, baie dankie dat U self die waarheid is. En dat ons meer leer van die waarheid deur na U lewe te kyk. Help ons asseblief om volgens dit te lewe, eerder as om ander mense se aanvaarding na te streef. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie maatjies, julle kan maar klassies toe gaan. Gaan saam met Annelie. Gemeente, kom ons bid saam.
Here, ons prys U vir 'n tyd waar ons kan briek aandraai. Want ons kan dink aan dit waardeur U moes gaan. Ons prys U, Here, nie omdat dit lekker is nie, maar dat dit vir ons help om te verstaan wat genade is. Hoe diep en hoe ver U genade vir ons strek. En soos wat ons die karakters op pad ontmoet, help ons om onsself ook onder die vergrootglas te plaas. Om te sien of ons nie dalk 'n bietjie van hierdie karakters in onsself het nie. En dat ons dan kan kies om in die waarheid te wandel. Ons bid in Jesus naam. Amen. Verlede week gemeente het ons stil gestaan by Judas Iskariot, 'n man van nabyheid, 'n disipel, iemand wat saam met Jesus geloop het, iemand wat na Jesus geluister het en iemand wat saam met Jesus en sy disippels geëet het. En tog het hy verraai. Judas het ons laat vra, maar is daar nie dalk iewers, as ek regtig waar eerlik met myself moet wees, 'n klein stukkie Judas in my nie? Vandag beweeg ons verder op pad na die kruis. Vandag staan ons stil, nie by 'n disipel nie, maar by 'n goewerneur. Nie by iemand uit die binnekring wat saam met Jesus elke dag gestap het nie, maar iemand met regtig waar baie politieke krag. Vandag ontmoet ons Pontius Pilatus. As Judas die verraad van nabyheid verteenwoordig Pilatus die dans van hierdie verraad met mag. Judas verkoop Jesus vir geld. Pilatus gee vir Jesus oor vir stabiliteit. Judas word oorweldig met skuld. Pilatus probeer homself regverdig. Maar albei gemeente gee vir Jesus oor. En op een of ander manier in hierdie twee ouens, as ons eerlik met onsself moet wees, vind ons miskien 'n bietjie van ons in die manier van hierdie twee ouens en hoe hulle optree. So kom ons lees saam Jesus se ontmoeting met Pilatus op pad na die kruis. Gemeente, dit is taamlike gedeelte. As jy die Bybel het, dan kan jy oopmaak. Ons lees Johannes 18 van vers 28 tot 19 vers 16. Ons lees uit die 83 vertaling. Vers 28. Toe het hulle vir Jesus van Kajafas af na die amptswoning van die goewerneur toe gebring. Dit was die môre vroeg. Hulle het selfs nie in die amptwoning ingegaan nie, sodat hulle nie onrein sou word nie, maar die paasmaaltyd sou kon eet. Pilatus het buite na hulle toe uitgegaan en gevra, watter aanklag bring julle teen hierdie man in? Hulle het hom geantwoord, as hy nie 'n misdadiger was nie, sou ons hom nie aan u uitgelewer het nie. Pilatus sê toe vir hulle, vat julle hom en veroordeel julle hom volgens julle wet. Maar die Jode sê vir hom, ons mag nie iemand teregstel nie. Dit het gebeur sodat die woorde van Jesus vervul kon word wat hy gesê het toe hy aangedui het op watter manier hy sou sterwe.
Pilatus het toe weer in sy amptswoning ingegaan en Jesus geroep en vir hom gevra, is jy die koning van die Jode? Jesus het hom toe gevra, vra jy dit uit die eie? Of het ander dit vir u van my gesê? Ek is mos nie 'n Jood nie, antwoord Pilatus. Dit is jou volk en jou priesterhoofde wat jou aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen? My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, antwoord Jesus. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Dan is jy tog wel 'n koning, vra Pilatus. Dit is soos hy sê, ek is 'n koning, antwoord Jesus. Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Wat is die waarheid? Sê Pilatus toe vir hom. En toe hy dit sê, gaan hy weer uit na die Jode toe en sê vir hulle, ek vind geen skuld in hom nie. Maar julle is gewoond dat ek vir julle gedurende hierdie Paasfees iemand loslaat. Wil julle hê ek moet die koning van die Jode vir julle loslaat? Hulle skree toe terug. Nie vir hom nie, maar vir Barabbas. En Barabbas was 'n rower. Hoofstuk 19. Toe het Pilatus vir Jesus geneem en hom laat gesel. Die soldate het 'n doringkroon gevleg en dit op sy kop gesit. Hulle het vir hom 'n pers mantel aangetrek en herhaaldelik nader na hom toe gekom en gesê, ons groet u koning van die Jode. En elke keer het hulle hom geklap. Pilatus het toe weer buitentoe gekom en vir die Jode gesê, kyk, ek bring hom vir julle buitentoe, sodat julle kan weet dat ek geen skuld in hom vind nie. Toe het Jesus buitentoe gekom, nog so met die doringkroon en die pers mantel aan. Pilatus sê toe vir hulle, dit is die mens. Toe die priesterhoofde en die wagte hom sien, skree hulle, kruisig hom, kruisig hom. Vat julle hom en kruisig hom, sê Pilatus daarop vir hulle, want ek vind geen skuld in hom nie. Die Jode sê toe vir hom, ons het 'n wet en volgens die wet moet hy dood, omdat hy hom as die seun van God voorgedoen het. Toe Pilatus dit hoor, het hy nog banger geword. Hy het weer in sy amptswoning ingegaan en vir Jesus gevra, waar kom jy vandaan? Jesus het hom egter nie geantwoord nie. Pilatus sê toe vir hom, praat jy nie met my nie? Weet nie dat ek die mag het om jou los te laat en ook die mag het om jou te kruisig nie? En Jesus antwoord hom, jy sou geen gesag oor my gehad het, as dit nie van bo af aan u gegee was nie. Daarom het hy, wat my aan u uitgelewer het, groter skuld. Hieroor het Pilatus geprobeer om hom los te laat, maar die Jode het geskree, as hy hom loslaat, is hy nie die vriend van die keiser nie. Elkeen wat homself as koning voordoen, is in verset teen die keiser. Toe Pilatus dit alles hoor, het hy vir Jesus buitentoe gebring en op die regbank gaan sit, op die plek wat klipterras genoem word, in Hebreëus Gabata. Dit was die voorbereiding vir die Paasfees, en dit was omtrent 12:00 die middag. Hy sê toe vir die Jode, hier is julle koning. Maar hulle skree, vat hom weg, kruisig hom. Toe vra Pilatus vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Die priesterhoofde antwoord, ons het nie 'n koning nie, ons het net die keiser. Toe het hy hom op hulle versoek oorgelewer om gekruisig te word.
en hulle het Jesus weggeneem. Gemeente, ons lees net tot sover. Pontius Pilatus, vriende, was nie net 'n toevallige figuur in hierdie verhaal nie. Hy was die Romeinse prefek in die tyd hier tussen 26 en 36 na Christus. Sy taak was eenvoudig, maar ook baie gevaarlik. Handhaaf orde. Hou die vrede. Verseker dat belasting Rome bereik. Onderdruk enige moontlike opstand. Dit was sy opdrag. Jerusalem, veral tydens die Paasfees, was 'n uiters intensiewe tyd. Dit was 'n tyd van nasionalistiese hoop, 'n tyd van messiaanse verwagting. Nou, ek het hierdie week so mooi Afrikaanse woord raak gelees, wat een van ons kollegas gebruik het om hierdie atmosfeer te probeer definieer. Hy sê dit was 'n kruitvat situasie. 'n Situasie of tydperk wat uiters plofbaar of gevaarlik is, waar 'n klein insident tot 'n groot ontploffing of konflik kon lei. Vriende, juis daarom was Pilatus daar. Hy was nie daar vir godsdiens nie. Hy was daar vir beheer. Rome moes beheer hou. Historiese skrywers, groot name soos Josephus en Philon van Alexandria, beskryf hom as 'n hard en onbuigsame man. Philon noem hom wreed en hardkoppig. Josephus vertel hoe hy tempel, sal mens sê, gevoeligheid verontagsaam het. Hoe hy heidense standaarde in Jerusalem ingebou het en hoe hy tempelgeld gebruik het vir 'n waterprojek vir Jerusalem. Hy was nie 'n sagte man nie. Hy was gewoond aan konflik. Maar hy was ook 'n man wie se loopbaan afhanklik was van stabiliteit. Rome het geen mislukking aanvaar nie. Uiterse hoë standaarde. Hulle het dit glad nie eens geduld nie. En juis hier, net op hierdie oomblik, net in hierdie kruitvat scenario, hier daag Jesus op. Hier verskyn Jesus op die toneel. Johannes begin deur te sê dat hierdie leiers, hierdie priesterhoofde, hierdie Joodse leiers, hoe hulle vroeg by die amptswoning was. Maar dat hulle nie self ingegaan het nie. Hulle was daar, maar hulle was ook skrikkerig, want hulle wil nie onrein gesien of verklaar word voor die Paasfees nie. Hulle wil betrokke raak in Romeinse gere, maar ook nie so betrokke dat hulle self diskwalifiseer nie. Maar hierdie is vir hulle 'n belangrike saak om hierdie Jesus oor te lewer. Selfs dat hulle net amper hulle self heeltemal blootstel. Die ironie hier laat my mond oop hang. Hulle wil rein bly vir die fees, maar hulle lewer die paaslam oor. Johannes het reeds in hoofstuk 1 verklaar, daar is die lam van God, die een wat die sonde van die wêreld wegneem. Nou, presies hier, tydens die tydperk van voorbereiding vir Paasfees, word die lam geoordeel. Julle, dit is nie toevallig nie. Dit is verseker een van daardie aha-oomblikke van die evangelie. Let ook op hoe Johannes Pilatus se bewegings beskryf.
Hy gaan uit na die leiers toe en dan weer in na Jesus toe. Weer uit en weer in. Hierdie heen en weer beweging is nie bloot verslaggewing nie. Hierdie geharde man sukkel met 'n diep, intensiewe worsteling hier binne in hom. Is 'n kopkrap vir hom. Hart, dink. Pilatus beweeg fisies soos iemand wat innerlik verdeeld is. Hy staan tussen twee wêrelde. Tussen waarheid en druk. Tussen oortuiging en vrees. Hy vra daarom, maar watter aanklag bring julle nou eintlik teenoor jou? Hy wil die situasie ontlont. Maar dit is ook taal van 'n goeie regter. Maar tog val nie daarvoor nie. Hulle reageer met manipulering. As hy nie 'n misdadiger was nie, sou ons hom nog nie vir jou gebring het nie. Amper wat 'n stupid vraag vra jy nou? Hulle wil nie geregtigheid hê nie. Hulle wil bevestiging hê. Pilatus probeer hom dan distansieer. Vat julle hom dan. Maar hulle antwoord, ons mag nie doodmaak nie. En nou sit Pontius Pilatus vas. Nou is dit 'n Romeinse saak. En interessant, dit is vir my so interessant, want wanneer Pilatus Jesus inroep en vra, is jy die koning van die Jode? Is dit 'n politieke vraag. In Romeinse terme beteken koning dadelik 'n bedreiging vir die keiser. Maar Jesus antwoord nie soos 'n rebel nie. Nee. Hy sê, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Maar tog beteken dit nie dat sy koninkryk irrelevant is in hierdie wêreld nie. Dit beteken sy koningskrap het nie sy oorsprong in hierdie wêreld se magstrukture gehad nie. Dit word nie deur swaarde gevestig nie en dit word ook nie deur geweld beskerm nie. Jesus kom en met 'n baie nederige, stil stem ontmasker hy met 'n paar woorde alles wat Rome verstaan het as mag. Pilatus antwoord, dan is u tog 'n koning. Waarop Jesus antwoord, hiervoor is ek gebore, om van die waarheid te getuig. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. In Johannes is waarheid nie 'n abstrakte konsep nie. Jesus het gesê, ek is die waarheid. Dis sy woorde. Die waarheid het nou 'n gesig. Die waarheid staan nou reg voor Pilatus. En dan kom die siniese, half moedelose vraag, maar wat is die waarheid? Augustinus het geskryf dat Pilatus die waarheid self voor hom gehad het, maar nie die oë gehad het om hom raak te sien nie. Hy merk ook op dat Pilatus nie eens gewag het vir 'n antwoord nie. Hy draai net om en gaan uit. Hy vra die regte vrae, maar is nie bereid om te wag, om te hoor wat die antwoord is nie, want hy kan nie homself inkry om daardie antwoord te dra nie. Gemeente, u sien, dit is moontlik om die regte vraag te vra, maar dan nog steeds nie te buig nie. 3 keer verklaar Pilatus, ek
vind geen skuld in hierdie man nie. 3 keer. Dit is 'n formele uitspraak van onskuld. En Johannes beklemtoon dit. Die grootste mag van die dag se verteenwoordiger verklaar, Jesus is onskuldig. Hy sterf dus nie as 'n misdadiger nie. Hy sterf as die onskuldige lam. En tog al weet Pilatus dit, tree hy nie daarvolgens op nie. Hy probeer kompromie. Hy laat Jesus gesel. Hy bring hom uit met 'n perskleed en 'n doringkroon en sê, kyk, die mens. En wat as 'n bespotting bedoel is, word volgens Johannes die mees pragtige, ironiese waarheid. Hier staan die ware mens, die tweede Adam, die koning, gekroon met dorings. Wanneer die leiers sê, hy het homself as die seun van God voorgedoen, lees ons hoe Pilatus nog banger word. Onthou, hier is 'n geharde man, 'n man wat heel moontlik selfs van konflik gehou het, of daarop gefloreer het. En hier sien ons, hy was al reeds bang, want hier sê Johannes, hy het banger geword. Sy vrees verdiep. Hy vra, waar kom jy vandaan? En nou gaan dit nie meer oor politiek nie. Nou gaan dit oor identiteit. Wie is hierdie man? Jesus swyg. Jesaja was reg. Hierdie is die lydende dienaar. En jy herinner Pilatus hom aan sy mag. Weet jy nie dat ek die mag het om jou los te laat nie? Maar ook die mag het om jou te laat kruisig nie. En Jesus antwoord, u sou geen mag oor my hê, as dit nie van bo gegee was nie. Hier word die diepste waarheid sigbaar. Selfs Pilatus, of dan nou Rome, se mag, staan onder God se soewereiniteit. Rome dink hy reageer. Maar selfs Rome word hier gebruik om deel te vorm van God se groot verlossingsplan. Karl Barth het geskryf dat Pilatus die tragiese voorbeeld is van iemand wat weet wat reg is, maar wat nie die moed het om dit te doen nie. Martin Luther noem hom die beeld van 'n gewete wat oortuig is, maar verlam. En dan kom die keerpunt wanneer die leiers dreig. As hy hom loslaat, is hy nie 'n vriend van die keiser nie. Nou word sy loyaliteit bevraagteken. Nou is dit sy loopbaan, sy reputasie, sy veiligheid. En wat sien ons vriende? Hy kies selfbehoud. Wanneer hy op die regterstoel sit en sê, daar is julle koning, dan is die ironie volledig. Die regter sit, maar eintlik word hy ontmasker. En wanneer die leiers antwoord, ons het geen koning behalwe die keiser nie, hoor ons hoe Israel self God se koningskap verwerp. Hoe swaar dan nie die volgende eenvoudige woorde nie. Toe het hy hom oorgegee om gekruisig te word. Die woord oorgee
interessant genoeg, is dieselfde woord wat Judas gebruik het. Judas gee oor. Die leiers gee oor. Pilatus gee oor. Maar soos jy sal onthou, Johannes het reeds in hoofstuk 10 gesê, niemand neem my lewe van my af nie, ek lê dit uit my eie neer. Agter al hierdie menslike oorgee is 'n goddelike selfoorgee. Volgende enetjie. In gemeente, Pilatus se grootste tragedie was nie dat hy onkundig was nie. Hy het geweet. Hy het verklaar, geen skuld. Sy tragedie was verdeeldheid. Hy het heen en weer beweeg, binne en buite, tussen waarheid en druk, en uiteindelik gegaan vir veiligheid. Is daar nie dalk ook 'n stukkie Pilatus in my en in jou nie? Wanneer ons weet wat reg is, maar stil bly. Wanneer ons Christus se waardes onderdruk om nie uit te staan nie. En wanneer ons hande was en sê, dis nie my saak nie. Wanneer ons lojaliteit aan kultuur, sukses of reputasie swaarder weeg as gehoorsaamheid. Op pad na die kruis ontmoet ons nie net historiese karakters nie. Ons ontmoet ook onsself. Maar vriende, ook hier lê die pragt van die evangelie. Die bloed waarvan Pilatus sy hande probeer reinig het, juis daardie bloed is die bloed wat werklik reinig. Die een wat deur 'n wankelrige goewerneur veroordeel is, hy is die ware koning. Die een wat stil gestaan het voor aardse mag, regeer vandag as Heer. Wanneer waarheid voor ons staan, kan ons nie net vra, wat is waarheid nie? Vriende, ons moet onsself die vraag afvraag, maar sal ek buig? Mag die Here ons bewaar teen Pilatus geloof. Geloof wat weet, maar nie doen nie. Mag die Here vir ons die moed gee om, wanneer die waarheid ons roep, nie heen en weer te beweeg nie, maar standvastig te kies. Van die koning wat veroordeel is, leef. En hy roep ons nie tot kompromie nie. Hy roep ons tot oorgawe. Kom ons bid saam. Here, ons is so dankbaar om te kan lees en te kan sien wat gebeur het daar in die amptswoning. Om te kan deel wees van u reaksies, u luister, en om te kan sien hoe waarheid optree in moeilike situasies. Kruitvat omstandighede. Ons vra, Here, dat u ons braaf genoeg sal maak om ook te staan vir die waarheid. Selfs al kos dit ons iets. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gemeente, kom ons staan vanoggend vir ons slotlied, Amazing Grace, genade onbeskryflik groot.
Kom ons sing saam. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan leef as oorwinnaars in Christus. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troos van die Heilige Gees met elkeen van ons wees. Amen.